As vrouens deur menopause gaan, dan begin hulle onsigbaar voel. Waar pas ek in? Ek het my hele lewe opgeoffer tot om op hierdie punt te kom en nou wat het ek vir myself hierso oor? Sy voel ouer, sy voel nie meer seksie nie. Al daai dinge is besig om dan op te bou en dan ewe skielik skep dit dan klomp emosionele reaksies. 'n Dokter het eendag vir my vertel, 'n pasiënt het hom gebel. Hy sê dokter Kroon, jy moet vir my help. Dit gaan nie goed met my nie. Ek wil baie dringend met 'n psigopaat praat. Oh, we're wrinkled, we're crinkled, we're bionic through and through. We got stats for the heart, aids for the ears, and teeth that sleep in stew. We're creaky, we're leaky, but we're glad to be right here. Although I'd rather be 20 in the 70s than 70 in the 20s. Welkom terug by Grys en Gatvol. Hallo Melanie. Is lekker om vir jou te sien weer, hoor. Ja, en jy ook terug van oorsee en alles. Ja, lekker program vandag. Bietjie te praat oor die emosionele goed wat vrouens deurgaan as hulle deur die menopause gaan. Maar kom ons praat eers oor 'n bietjie die gatvol kant. So, ek het 'n nuwe ding wat my gatvol maak. Ek So, luister. ek probeer om weg te bly van koeimelk af. Maar nou hoop ons nou maar van die ou koffietjie koop by Bootleggers of by wie ook al. Maar as jy nou dan vra vir 'n alternatiewe melk, né? Dan charge hulle jou mos sommer R20 ekstra. Nou, kyk hierso, né? Nommer 1, as jy daai buttermilk wat lieflik is, by the way, kom van, dis 'n mooi storie hier van Stellenbosch af. As jy dit koop, kan jy dit by Food Lovers kry vir R30 vir 'n volle houer. Dink is 'n liter of ja, butternut alternatiewe melk. Ja. Nou charge hulle jou R20 amper vir die hele liter. En dan voel ek mos hulle moet mos nou maar die prys van die koeimelk eers aftrek, nê? Want hulle gaan mos nou nie meer koeimelk daarin nie. Maar ek het al baie gefeit daaroor mense en ek kom nêrens nie. Maar dit maak my nou gatvol want dis sommer nou nonsens. Daar is 1 of 2 maatskappye of winkels wat niks ekstra charge nie want hulle glo in die beginsel daarvan. Maar hulle is so min en ver uit mekaar uit. So missie. Ja, ek het Stop om ons uit om ons te probeer. Ek het aangeneem omdat dit meer labor intensive is dit 'n duurder produk. Ja, dit is duurder as gewone koeimelk, maar natuurlik net ook omdat ek dink ook maar net daar's net te veel. Maar dit is duurder, maar die punt is as jy dit kan koop vir R30 'n hele liter. So hulle kry dit nog wholesale, nee, so hulle sal nog dit goedkoper kry Nee, as dit is heeltemal en nou charge jy inflated. my R20 ekstra. So nou raak die koffie in plaas van R48 is nou skielik sommer hier in die R60, jy weet, of R40 is dit nou R60 'n koppie Waar is die koffie. dae waar jy nou Nee. nog kon gaan inkopies doen? Ek onthou dit as 'n jong bruid. Het ek gaan inkopies doen en ons het buite die dorp gebly, so dan het ek gaan inkopies doen sê net maar vir 2 weke of Reg, so. vir die maand. Dan vat ek nou 'n waantjie en dan kry ek nou iemand om te help stoot. Ja, dan pak Nee. ons daai goeder. En dan as ek by die til kom, as ek eintlik baie embarrassed van as dit miskien R1000 en dan dink ek, wow, dit was nou Maar woes. weet jy, Maar nou, hoor ek vinnig, nou kom my kleinkinders met die naweek kuier, ek hardloop gaan spaar en ek kry net pizzas en ek weet hulle hou van 'n roomys en dit en dat en ek gryp vir my ietsie, 2 sakkies, R1000. 800, 900, Yep. 2 sakkies. Ek weet. So ja, nee, weet jy wat? Presies dieselfde storie. It's very expensive. Toe ek getroud is nog en ek was baie jonk toe ek getroud is, het ek daar op Stellenbosch gebly en dan my maat het vir my gewys die eerste paar maande. Dan gaan ek daar die begin van die maand vir 'n maand koop, so ek koop net so 'n bietjie vars goed nog tussen in die res vries ek en Ja. so aan. Dan gaan ek al by Pick n Pay daar naby waar die ou biervoste was wat nou die jy weet nie wat is dit, die humanities is. En dan gaan ek daar by Pick n Pay in op Stellenbosch en dan koop ek ook 'n trolley. Jy stoot hom swaar, presies dieselfde storie as jy. En ek onthou altyd dit was net so by R1000 gewees. En nou nie 'n selfde storie. Jy koop Nee, alles is 2 baie, sakkies baie by Woolies duur. en dan sê oor dit Alles maar is nou baie maar die duur. koffie is nou en nou dink ek ook sommer julle rip ons ook of met die koffie mense. Nee man, kind jy praat van gatvol. Ek wil net vir julle een ding sê waaroor ek baie hartseer is en ek besef dit is 'n komplekse situasie. Ek besef dit is kompleks. Maar my hart bloei omdat ek my wonderlike man
Andrew met wie ek alles doen. Ek en Andrew kan alles doen, want as ek vir Andrew vra, Andrew, do you think we can tell you? En dan sê hy, no problem. As ek sê, Andrew, kan ons hier so 'n rietdak bou? No problem. My Andrew moet terug aan Malawi toe. En ek is net so hartseer daaroor. En ek besef dit is kompleks, maar dit gooi my hele wêreld om. En ek is nie alleen nie, daar's mense wat fabrieke het, wat groot maatskappye het, mense wat restaurante het. So ek wil net sê, dit is nie dat dit my gat vol maak nie, maar dit maak vir my hartseer en, hey man, dis 'n groot verlies. Nee, ek is ook baie hartseer daaroor en ek dink daar's baie feitelik goed verkeerd wat daar gesê word. Die feit dat ons ook nie erken of dat daar nie 'n besef is dat elke buitelande wat hier werk en wat besighede begin soos in die townships en so aan, dat hulle, en dit is statisties korrek, dat hulle twee werksgeleenthede skep vir Suid-Afrikaners. Ek verstaan dat met ons werkloosheid is mense vies en moedeloos en so aan, maar wat hier gebeur is duidelik vir my dat hulle is besig om hulle woede teenoor die regering te draai teenoor die ander. Ja. En ek dink is baie hartseer dat 'n land soos ons, en dit gebeur natuurlik ook nog op 'n daaglikse basis tussen die rasse, maar dat ons nou skielik 'n situasie het wat dit gaan oor die ander, the othering. Ja. En vir my, en ek was mos nou net vir 'n maand oor see gewees, natuurlik presies dieselfde goed gebeur daar. Dit is dieselfde storie in Brittanje gewees, dieselfde storie in Ierland gewees, dieselfde storie wat gebeur in Nederland. Ons moet regtig daarteen begin druk, want dit is vir my op 'n baie meer groter vlak, is dit iets wat ons definitief moet aanspreek. Ja. Ons grense is arbitrair getrek, mense. Dit was nie, dis nie ingebore of natuurlik nie. Daai grense is arbitrair getrek op 'n stadium, veral in Afrika. Ja, so ek is met jou, Maritza. Okay, goed. Maar Dan net- het jy dit. Maar net na julle praat ons nou 'n bietjie oor ons emosionele gesondheid met Abraham Leroux. Hallo julle, ons is terug. En vandag het ons 'n baie lekker iemand wat hier saam met ons sit om te gesels. Abraham Leroux, julle sal onthou, hy het al 'n paar keer soort van op ons voice notes opgekom. Abraham is 'n kliniese sielkundige wat in Kaapstad werk. En my bly in Knysna, maar hy werk in Kaapstad. En Abraham, dis baie lekker om jou te hê, want ons wil so 'n bietjie praat. Ons het al baie gepraat in die pot gooi oor die fisiese goed wat gebeur, beendigtheid, al daai tipe goed, hormone en so aan, maar baie goed gebeur met vrouens as hulle deur menopause gaan, fisies, maar daar's ook emosionele goed wat gebeur. En baie keer is dit amper wat vrouens eerste oplet, is al die emosionele goed wat gebeur, reg? Jy werk met baie vrouens, ek is seker in jou praktyk wat menopausaal is. Verduidelik bietjie vir my, wat sien jy, wat is die mees algemene simptome? Wat is dit wat vrouens pla as hulle skielik deur menopause begin? Nee, goed, ek gaan vir jou 'n bietjie daarin vat. Eerstens wil ek sê baie dankie, dis lekker om hier so by julle in persoon te wees. Ja, En, ek wil ook sê baie lekker om jou te ontmoet, Ja, Abraham. Dit is selfde, regtig so. baie Ja. lieflik om jou in persoon hier te hê. Ek het 'n hele klomp probleempies wat ek later met jou sal bespreek. Okay. Dit weet reg. So nee, om terug te kom na Melanie se vraag toe, is dat ek dink dat as vrouens deur menopause gaan, dan begin hulle onsigbaar voel. En ek dink dit is 'n emosionele, ek vat nou een woord, maar dit is daai emosionele ding van ek word nie meer gesien nie, ek word nie waardeer nie. Baie keer is die kinders nou al groter, hulle het nie meer vir ma soveel nodig nie. En iewes skielik is daar net hierdie ding van waar pas ek nou in? Jy weet, ek voel nie ek het meer 'n plek nie, en natuurlik wat verder dan gebeur is dat sy voel ouer, sy voel nie meer seksie nie. So met ander woorde, al daai dinge is besig om dan op te bou, en dan ewe skielik skep dit dan klomp emosionele reaksies, frustrasie, depressie, angstigheid, wat dan met ander woorde dan bo op al hierdie hormonale skuwe wat plaasvind gebeur. Ja, ek hoor presies wat jy sê, want dit is asof 'n mens, veral as jy jonger is, en as jy 'n mooi mamma is met kiddies op jou heupe, dit gee vir mens baie selfvertroue, want jy voel nog seksie, en jy is baie deel van 'n baie dinamiese omgewing met skole en die en daai, en dan skielik is jy daar uit, en jy stap met jou dogters in die mall,
En 'n ou kyk om en jy sien maar hy kyk nie eens vir jou nie, hy kyk nou vir jou pragtige jeugtige dogters. En dan skielik besef jy presies wat jy sê. Dis asof jy onsigbaar raak. En nou moet jy eintlik 'n nuwe invalshoek kry om jouself te laat waardig voel. Ja. Want skielik jou lyf verander. Jy kan sien dat jy nou nie meer vreeslike komplimente uitlok nie. Jy's gewoond daaraan dat al jou goedjies styf en pragtig is en skielik lê jy in die bed en jy voel daar's nou baie van jou en dit is in vreemde, verskillende forme. Lekker, ja. En dan ook jou kinders Sprei so uit as die plat lê. dryf so in die pad. Ja, presies. En dan ook vestig jou kinders hulle self in hulle wonderlike huwelike, as jy geseënd genoeg is, het hulle lieflike huwelike, hulle wêrelde gaan aan, en ek wil eintlik sê, God dank as daar kinders is in daai huwelik, want dan kan jy daarom as ouma nog 'n rol speel. Andersins is jy regtig bietjie vergete en verlate en eensaam voor jou speel. So yes, dat ek mens definitief is daar 'n groot skuif wat plaasvind. Ja, so wat jy kan sien, wat jy het genoem 'n invalshoek, en in my praktyk is dit basies die ding waarin ek onmiddellik ingaan, om te sê, maar wag 'n bietjie, ons moet heeltemal van 'n ander hoek af kyk na jou. Yes. As vrou binne in hierdie spasie, want jy kan sien, alles wat jy daar genoem het, is basies terugvoer van buitekant af. So met ander woorde, hoe die wêreld jou sien en hoe jy dan met ander woorde in daai wêreld intree en die terugvoer wat jy kry. En as jy dan heeltemal jou selfwaarde opbou, net met daai terugvoer, dan ewe skielik sien maar nou gaan dit afdraand. Nee, nou sink jy hoor. Ja. En dan begin dit daai frustrasie en daai angs en daai depressie dan na vore van waar pas ek in? Ek het my hele lewe opgeoffer tot om op hierdie punt te kom en nou wat het ek vir myself hierso oor? En dit is dan waar 'n mens dan sê, okay, goed, ek moet begin in 'n nuwe verhouding met myself tree. Dis iets van my nogal baie belangrik is in terapie vir mense te sê, jy moet onthou dat al jou verhoudings na buitekant, hoe mense op reageer op jou, is basies gebou en dit vloei natuurlik uit oor die verhouding wat jy met jouself het. En dis ewe skielik dan besef 'n vrou dat ek het amper myself verloor hier ergens op die pad. Ek weet nie wie ek is nie, ek weet nie wat ek is nie, ek weet nie. So met ander woorde, sy was so besig met haar man en haar kinders en haar wêreld en 'n huishouding en 'n werk en as sy nog 'n ouma raak ook baie keer nou nog 'n klomp goeders wat bykom. Dan sê sy maar, waar's ek en wie is ek? Sonder al hierdie eksterne. Ja. En as jy dit dan kan omdraai en begin te sê, okay, kom ons begin by wie is ek? Wat is ek? Jy weet, en jy bou daai selfwaarde terug. Dan begin daar die prentjie van, om dit dan nou te sê is, jy raak dalk onsigbaar vir die wêreld, maar jy moet sigbaar raak vir jouself. Dis baie mooi, want ek wil vir jou vra oor selfaktualisering op hierdie ouderdom, want daar's baie doelwitte wat ons het in ons lewens en druk, met die kinders deur laerskool kry en dan moet ons hulle plasings kry in hoërskole en dan sit universiteit, en nou moet jy jouself, sonder enigiets anders, met jouself eintlik so van waarde ag, dat jy voel jy is geselfaktualiseerd, en jy het emosionele veerkragtigheid nodig, want nou moet jy jouself baie mooi gauge en sê, weet wat, hierdie is nie goed vir my nie. So mense het 'n baie meer selfbewuste invalshoek. Maar ek wil net gou vir jou sê, ek het nou op pad hiernatoe gedink aan presies wat jy nou sê van, jy kyk nou en jy sê vir jouself, waar is jy? Toe op pad hiernatoe, toe luister ek daai oulike liedjie van Stef Bos. En hy sing so mooi, hy sê, we hadden grote drome, want we waren toen nog klein, met geloof in de toekoms. En dan het die meester nou gesê, jy kan in alles worden wat jy wil, solank jy net jou huiswerk kent. Nou sê hy, maar nou die meester sê ook, maar jy moet geduldig wachten, tot jy later groter ben. En dan vra Stef Bos, is dit nou later? Ja. Is dit nou later? Hy sê, as jy groot ben, dan eindig hy af om te sê, ek snap geen donder van din lewe, ek weet nog steeds nie wie ek ben, is dit nou later? So in hierdie plek waar ons dit is nou later, en ek snap geen donder van die lewe, en van wie ek is nie,
So jy moet vir ons help daarmee en vir ons luisteraars, hoe doen jy daai proses om te sê, weet jy wat? Is 'n bietjie inkeer, is 'n bietjie kyk om dit te doen. Vertel vir ons, hoe help jy jou mense? Ja, die woord wat ek gebruik is dat ek sê die magic of die wonderwerk lê in die observasie. Sien, want jy is so besig gewees om jou wêreld om te observeer, wat het jou man nodig, wat het jou kinders nodig, wat het gebeur, jy weet, hulle sport, hulle kyk dat hulle alles het wat hulle moet hê. So jy is heeltyd besig om te observeer. So vrouens observeer baie goed, maar hulle observeer nie hulle self nie. So met ander woorde, in die observasie is daar 4 goeters wat ons observeer. Right, nou moet ons luister. Ja. Yes. So die eerste ding is jy observeer baie noukeurig jou gedagtes. Jy sal geskok wees om te sien die klomp negatiewe goeters. O, hier's 'n plooi hier's 'n vetrol daar. O nee, hierdie een het dit gesê van daai een het nie my Facebook post gelike nie of my Instagram nie of hoekom like daai en nie myne nie. Jy weet, so jy's so besig met jou wêreld daar buitekant dat jy nie jouself observeer en gaan kyk na hierdie negatiewe gedagtes. Ja. So dis die eerste een. Die ding is jy observeer jou gevoelens. En dan dink maar, hoekom voel ek vandag so? Wat is aan die gebeur? So jy kyk na jouself in die groter spektrum. En dan die heel belangrikste van daai 4 is jy observeer, wat sê my liggaam? En want as ons leer om fyn te luister na ons liggame, dan leer ons 'n hele klomp goeters en 'n klomp psigosomatiese simptome kom baie keer uit, waar jy 'n seer skouer of 'n knie het of 'n heup of 'n ding, maar eintlik sê dit iets anders. Of net daai ongemaklikheid, Ja. daai onrustigheid in jou lyf. So jou lyf probeer al hard vir jou sê wat is hier aan die gang. Skree al, ja. En natuurlik laastens jou gedrag. So met ander woorde, wanneer jy werklike begin observeer, dan is die wonderwerk wat ek sê wat gebeur is dat jy hoef nie dan iets te doen nie, dinge skei van self. Nee, dit is wonderlik. So sê gou weer, so ons praat van gedagtes, emosies, sensasies, jou lyf en dan jou gedrag, ja. So hoe reageer jy op al daai goed? Nou as jy sou teoreties dit regkry om jouself 24 ure 'n dag of as jy nou nie selfs te later as jy kan slaap, jou drome en jou goeders kan observeer, dan gaan jy ongelooflik baie inligting hê van jouself. Dit is wonderlik en ek wil nou vir almal wat luister sê, julle ouens, dit is 'n wonderlike projek, want dit voel 'n bietjie selfsugtig. Dit is so 'n geheime ietsie. Dit is ietsie wat jy vir jouself doen. Dit klink vir my soos 'n lekkerte. So ek dink ons moet dit doen, want wie weet wat leer jy alles daar. Veral as jy luister na jou liggaam, wat excite jou? Wat maak jou moeg? Wat 'n geselskap put jou uit? Wat gee vir jou 'n hip in jou stap? So ek dink dis wonderlike advies wat jy vir ons gee en dit is 'n baie persoonlike ding. En ek dink dis 'n wonderlike tool en sleutel wat jy vandag vir ons gegee het. Ja, maar dit sê ek wil pleit by die vrouens om asseblief selfsugtig te raak. En hoekom ek dit so direk sê, is dat jy kan nie meer gee vir mense as wat jy gee vir jouself nie. So met ander woorde, die vergelyking is, as jy vir jouself sorg en jy loop oor, dan is daar vir ander mense. Maar as jy jouself laat leegloop, dan is jy kwaad, gefrustreerd en jy sloeg voort. Jy gee nie naaste by jou beste vir ander mense nie. Definitief vir jouself nie. So asseblief wees selfsugtig. Spandeer daai tyd met jouself. Leer jouself ken sodat jy jouself werklik kan uitdruk. Dit is baie mooi, Melanie, né? Ja, dit is. Ek hou ook baie van die wat jy het my nou laat dink aan die ding oor drome. Ek dink baie keer wat vrouens ook baie moeilik vind, jy's nou skielik in jou 50s, miskien jou vroeë 60s nou al. Nou is die kinders uit die huis uit. As jy kinders het. En nou skielik dink jy het al hierdie drome gehad terwyl jy jonk was, maar wat het van daai drome geword, jy weet? En nou skielik kyk jy na manlief of partner of so aan. En vir al die mans is mos nou al raak mos sommer vinniger oud en nou sit hy ook maar daar op die bank en drink sy bier en kyk sy rugby. Dis nou stereotyp, moet nou nie weer aanval almal nie. Ek weet. Maar dit gebeur baie, maar dit gebeur met baie vrouens wat ek weet en dan want mans verouder vinniger en baie keer is mans dan op die punt waar hulle wil nou rustig vat en aftree en die vrou sê nee, nou het ek vir die eerste keer tyd vir myself.
So vir my is dit hoe om daai drome weer terug te kry en hoe om te sê, ek meen ons weet dat daar's 'n verskriklike hoë persentasie van egskeidings wat plaasvind, juis om hierdie rede Ja. van 'n vrouens hier in hulle laat 50, 60 gaan. Die vrouens wat sê, nou skielik het ons niks meer vir mekaar te sê nie. Ja, ja. Soms gaan die man vir die jonger bokkie, maar ek dink daar's ook meer daarin. So dis om daai drome te herwin en ek wonder of jy bietjie meer daaroor wil praat ook. Ja, jy weet, ek dink dat ek gaan 'n bietjie ingaan, jy weet, om te gaan kyk agter die droom. Jy weet wat daar is, want een van die dinge wat baie mense vir my vra, selfs jong mense wat inkom en sê, maar wat is my doel in die lewe? Jy weet, die Engelse woord is purpose, wat ons nou meer algemeen ken, maar doel in Afrikaans. Ja. En dan sê ek, wat dis die maklikste vraag wat jy vir my kan vra. Want almal se doel in die lewe is presies dieselfde. Daar's nie een enkele siel wie se doel anderste is nie. Nee man, Abraham. Ja, nee, kyk, ja. want jou doel is in jou bydrae tot hierdie univers wat ons nie verstaan in sy grootte nie, is basies om 100% jouself uit te druk in. So met ander woorde, jy's hierdie unieke persoon, daar's net een Melanie, net een Maritza, ooit in die entire geskiedenis van die univers. So, as jy nie jouself 100% uniek uitdruk nie, dan verloor die univers jou patroon wat jy kon bydra. As jy nou hierdie val version van jouself is, dan maak jy Soos die Joneses langsaan, as jy ja, dan maak jy hierdie groot univers kleiner. So dis nie die regte ding om te doen nie. So net om te begin, ons doel is dieselfde. So maar dan raak jy aan iets anders. Dan sê ek, goed, hierdie uitdrukking van myself, hoe ek myself in hierdie wêreld indruk. En dit is so lekker om met julle te gesels, want ek kan sien julle is twee vrouens wat nou leer om julleself mooier en groter uit te druk. Sien, so ek hoop die ander vrouens kry inspirasie by julle in wat julle doen, want dit is presies wat moet gedoen, want julle druk julleself uit, julle sê hoe julle, jy weet hoe julle die lewe ervaar, wie julle is, julle wys julleself, en so dra julle by tot 'n groter wêreld. Dan is daar 'n ander deel wat aansluit by daai droom, is wat is my passie? En met ander woorde, dan sê elke persoon gaan homself op 'n unieke manier uitdruk. Ja. En dan moet jy, en jy kan sien, dis waar die observasie inkom. En dan sê maar, wie is ek? Hoe gaan ek myself uitdruk? Jy weet, is ek 'n appel of is ek 'n peer? Jy weet, is ek 'n... Weet jy, Aristotle het so 'n mooi ding gesê. Hy het gepraat van telos, dis 'n Griekse woord. En telos is doel. En hy het gesê, dis my so mooi, ek dink so baie daaraan. Hy het gesê 'n skêr is op sy gelukkigste wanneer hy knip. Ja. So dit is waar jou bron van exhale en geluk en waar jy regtig jouself anker is om uitdrukking te gee aan die wie jy is. Skêr is op sy gelukkigste wanneer hy knip. Dit is daai, né? As jy jouself luister en jouself raak sien, dan sal jy agterkom wat dit is wat jou gelukkig maak. Die enigste probleem is, jy weet hierdie ding van moenie wees bietjie selfsugtig, druk jouself uit. Vrouens word groot, dogtertjies word groot. Dit begin miskien nou so bietjie met die volgende generasies bietjie verander, maar ons generasie het definitief, ek dink nog meer in die Afrikaanse gemeenskap groot geword met hierdie ding van dis nie regtig waar dit gaan nie. Jy weet, vrouens moenie jy moenie te veel jouself uitleef nie. Jy moet soort van rolle speel, jy weet, good girls wees. Jy weet, good girls doen nie hierdie. So ek dink dis nogal 'n moeilike ding om te begin doen as jy in jou 50er jare kom, jy weet, of in jou 60er jare of 70er. Ja, en hopelik 80er jare. word nuwe en dogtertjies nie so groot gemaak nie, want want die hele ding is jy kan sien dit is presies daai val Presies. Ja, deel van jouself wat jy dan dat jy moet nou jouself kleiner maak. dis wat patriargie ons geleer Ja, het. so met ander woorde, jy weet, ons het nog nie eers geraak aan verhoudings, maar verhoudings is iets wat, as jy in 'n verhouding is met 'n man of 'n partner, dan moet jou wêreld groter word. Ja. So jy met ander woorde, jy moet heeltyd dink van hoe kan ek in my uitdrukking my wêreld groter en groter maak. En dit moet dan met ander woorde gevier word deur die mense om jou in 'n sekere sin. So daarom as 'n vrou beleef dat haar man of wie in haar lewe is haar wêreld probeer kleiner maak, dan moet sy sê wag, hierdie is nie, jy weet, dan moet sy nou op haar punt begin staan, ja, en sê nee, dis nie hoe dit werk nie. Ons is hierso om groter te word. Jy weet, so een van die kernaspekte as mense in paartjies by my inkom, dan sê ek vir hulle, luister so, ek wil net eers hê julle moet sien van wat se hoek ek kom. En basically wat julle hierso in my
praktyk inbring, is julle bring julle verhouding as 'n derde in. So jy bring 50%, jy bring 50%, ek luister na julle en saam dink ons wat bring julle 50-50 na hierdie derde plek toe en wat skep julle saam. En dit moet groter word. So met ander woorde, en gaan julle bereid wees om daaraan te werk. En julle 50% te bring en met die konsep om dit groter te To maak. expand. Ja, as dit begin kleiner word, dan weet jy, daar's fundamenteel fout met wat hierso in die verhouding aangaan. En dan wil ek net vinnig iets sê oor mans hierso. Jy sê van jy, Maritza sê jy is kwaai oor mans, maar ek is ook kwaai met die mans. Want, sien julle? ja, nee, want ek sê altyd hierso die midlife, wat basiese transformasieproses is, nie 'n krisis behoort te wees nie, maar is tussen 47 en 53. Wie vir mans of vrouens nou? Vir mans. Vir mans. Mans, ja. 47, 53. Ja, kyk, menopause en goeters beïnvloed 'n vrou se hormonale ander, maar vir mans is dit daai spesifieke spasie. So dit is ongelooflik hoe on cue kom hulle daar ingestap op daai in daardie spasie. Dan split mans in twee groepe na 53. Die grumpy buffelagtige sit in die hoek en mor, die wêreld is 'n gemors, alles gaan tot niet. Almal is net besig met korrupsie en en gegaan het, ja, want die en res weet niks van niks nie. Ja, en ek weet alles, julle weet niks, jy weet, maar Ek gaan met my ultimately is modderpote oor jou trap. ja, en almal moet sit en kyk, jy weet, my donker gemoed daar in die hoek en met my glas brandewyn en so die hele ding is hulle raak hierdie dooie gewig binne 'n verhouding. Want Boetie is die bliksem in. Ja. Ja. En vroulief trippel om hom. Jy weet, want ons moet pa nou net nie nog meer moedig maak nie, want dit is Pap ontstel. Ja. En sien en ek dit is so tragies vir my as ek sien dat huwelike in daai plek verval, want jy kan sien hoe suig dit die vrou in daai donker plek in. En dan natuurlik haar woede, frustrasie, irritasie kom uit en wat sien jy dan? Dan sien jy hierdie paartjie wat hap, heeltyd aan mekaar. Of sit in 'n restaurant en glad nie met mekaar Ja, praat nie. ja, Reg? ja. Almal Ja, is op ons hulle is- Of is fone. daar 'n arme vrou wat gedink het op die internet sy date hierdie beautiful ja. tennisster en sy's bereid om haar tassies te pak. Ja. Die tannie Dan van val die mense vir Noordwes. scams, want Ja. hulle is vereensaam. Natuurlik, jy weet, hulle is so Ja. desperaat dat hulle Foei, val ja. nou vir daai ding en dis baie tragies. Ek sien dit oor en So oor dis gebeur. een tipe Ja. ding aan wat die hulle ander doen. kant? Aan die ander kant? Die kleiner hoeveelheid mans wat ek Ja. dan probeer help om te inspireer, dan sê ek vir hulle gaan kyk na hierdie mans, jy weet, ek vertel altyd so vinnig die storie van Michelangelo wat op 60 teruggevat is deur die paus na Rome toe om weg van die Medici familie af wat teen hom opgestaan het en hy's basically gevange geneem om nou net te gaan werk vir 'n paus waarvan hy gehou het en hy het gesê sy lewe is verby. En die skrywer het so mooi het so mooi onderskrif geskryf toe sê min het hy geweet dat sy beste werk en sy grootste liefdes in die volgende 30 jaar van sy lewe gaan wees. Hy is jy Sistynse weet kapel. en die Ja, koepel op ja. die Sint Pieter gesit in sy 80er jare. Jy weet, hy het gelewe tot 90. Jy weet, so met ander woorde, hy het fenominale werk nog gedoen, wat basies nog steeds vandag impak het. So, jy weet, jy sit met al die bronne, jy sit met al die wysheid, jy sit met al die ervaring, jy het jou beroep klaar, min of meer afgehandel, jy is nou vry om vir die volgende 30 jaar hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Dis mooi uitgedruk. Ja. En die mans wat ek kan sien is wat geïnspireerd is en wat wil dit doen, doen wonderlike Bydrae. Ja, jy weet, so party van hulle is nog op 100 aan die gang soos wat ons gesien het. Dis En, lieflik. ja, so waar hulle regtig voel, hulle maak 'n verandering aan hierdie wêreld en hulle gaan hierdie wêreld op 'n beter plek los. Nou kan jy sien, as so 'n man in verhouding met 'n vrou is, en kan jy sien hoe lyk sy 50% wat hy bring, dan gaan die vrou mos nie gefrustreerd wees aan die ander kant nie, want hy gaan haar ook sê, Go for it. Let's. ja, kom Ja. ons kyk hoe kan ons hierdie wêreld verander. En Ja. kan ons jou wêreld ook laat groter Natuurlik, jy word, weet ja. wat jy wil hê vir jouself, wil jy dan ook vir jou partner hê. Weet jy net vinnig voor ons aangaan. Dit voel vir my ons moet eintlik 'n hele episode net oor verhoudings hê. Ek dink regtig ons moet dit doen. Maar Julian Barnes het so mooi geskryf na sy vrou se dood wat hom vreeslik getref het. Het hy gesê
As twee paartjies bymekaar kom, dan is dit nou 50-50, ek parafreer nou baie, maar 50-50. Hy sê, maar dan, as jy regtig 'n goeie verhouding gehad het en een gaan dood, dan is dit asof dit baie meer as net die helfte van die 100% is. Hy sê, hy weet dit is matematies onmoontlik, maar as daai, en dis soos hy dit ervaar het, dat dis so groot deel, en ek dink dis wat 'n mens daaroor moet dink, jy weet, is dis wat jou, en ek hou van hierdie idee, so dames, julle verhoudings moet julle wêreld groter maak, en julle meer selfvertroue gee, nie minder nie, dan is daar groot fout. Ek wil net gou een ding vir jou vra, Abraham, net voor ons verder praat. Ons moet ook erken dat daar is soms 'n fisiese ding aan hoe vrouens emosioneel voel, reg? Dat hormonale veranderinge. Ek dink ons moet net so 'n bietjie daaroor praat en ook die feit dat jy natuurlik as jy hormone begin skuif, dat jy so baie keer so sleg slaap. Ja. So vrouens, jy weet, ek voel dit nou dat ek weer so 'n bietjie begin beter slaap, net die groot verskil wat dit maak. As jy een van daai nagte het wat jy so van 3 uur, 4 uur wakker lê, dan is dit mos so donker wolke as jy in die oggend opstaan en daai dag is net so ekstra swaar waar as jy nou beter slaap. Maar ek meen daar's allerlei fisiese goed wat ook ter sprake kan wees, reg? Ja, natuurlik, want ons is biochemiese wesens. So met ander woorde, as 'n vrou by my instap en met 'n depressie of met angs of slaapprobleme of selfs net verhoudingsprobleme en ek sien sy is in 'n spasie waar daar waarskynlik menopause ter sprake is of hormonale skuwe wat gebeur wat baie keer ook baie jonger gebeur vir baie vrouens. So jy weet as sielkundige moet ek sensitief bly en ook omdat ek 'n man se lyf het, jy weet, moet ek die vrou in gedagte hou. Dit is 'n tip vir die mans. En daarom is dit baie belangrik dat ek vir die vrou sê, wie wat, ek dink, gaan sien eers jou funksionele dokter, dat ons eers sien dat jy biologies basies uitgesorteer is, dat jou hormone funksioneer soos wat dit funksioneer, dat ons nie beklei hierso met 'n sogenaamde emosionele ding, wat eintlik 'n biologiese ding is. En as ons dit eers nou basies uitgesorteer het en gelukkig is op daai ding, dan gaan kyk ons wat is oor. En dan gaan kyk ons waar is die emosionele blokke, die goeters wat jou stop om daardie vergroting van jou lewe te doen. Want ek sê ons is soos water, ons moet vloei. Ja, dit is my baie mooi wat jy sê en ek dink dit is 'n wonderlike invalshoek wat jy het ook, want ek dink die algemene praktyk is dat wanneer 'n mens nie lekker voel nie en jy is skielik baie huilerig of jy kan nie slaap in die aand nie want jou hart klop en as jy self onseker, wat is dit wat jou so pla, hoekom is jy so huilerig, is jy net oorweldig, is jy oorgestimuleer, is dit die kinders, is dit die empty nest, is dit die geld, wat is dit die, jy is onseker wat dit is, dan dink ek is in die algemene praktyk gaan jy dokter toe en sê luister ek voel nie lekker nie, ek is baie huilerig en dan soos wat ek praat van my happy pilletjie, dan sê die dokter in 90% van die gevalle, weet jy wat, kom ons gee net vir jou antidepressant en dan kyk ons hoe voel jy beter. Dan voel 'n mens beter. Natuurlik, somaties is al dan nie, maar dit is vir my baie baie goed dat jy sê kom ons kyk net eers fisiologies wat aangaan met jou hormone, omdat dit die engine aan die gang hou. As daar so 'n probleem is, dan kan jy vir jare in terapie wees. Ja, en nêrens kom nie. Ja. So dit is 'n belangrike ding wat ons almal in gedagte moet hou. Ja. Maar jy kan sien nou sommer dit is weer observasie. Nou jy weet hier het jy net die hulp van 'n mediese spesialis nodig om die observasie te kan doen, om te sien okay goed, hier is iets fisies. Ons raak nou al baie ouer as ons voorgeslagte. So met ander woorde, daar kan meer verkeerd gaan. Precies, so ons moet gaan kyk, wat is aan die gang om ons dan verder te help, en dis een van die dinge van ouer raak, jy weet, ek is ook 'n man wat nou al aanstap in die jare, so ek moet ook nou begin te sien van, okay goed, nou dag my kardioloog te sê, ek dink jy moet nou maar daar die pilletjie drink vir jou cholesterol, jy weet, en nou hier so begin die brille en die pille, en so, ja, en dan moet jy net sê, okay, nee goed, ek moet empaties wees, met myself. Ja. En daarom daai versorging om dit eers te doen. Ek hou baie van die empaties wees met jouself, want ek dink vrouens is hard op hulle self. Ons word ook weer eens so groot gemaak, jy weet, jy moet en ek dink daai empatie sag met jouself wees. En humor, dink ek, is baie goed. En ek dink dit is hoekom dit belangrik is vir vroue om vriendinne te hê. Ja. Want met humor kan jy
lekker vertel van ek het 'n vriendin wat sê as haar man doodgaan, gaan sy nooit weer trou nie. Ek sê vir hoekom nie, want hulle is gelukkig. Sy sê al wat mans doen is hulle maak net geluide. Sy sê hy is nommer 1 so sensitief as hy by die huis kom met die wasmasjien af, die mikrofoon, niemand mag stofsuig nie, dit moet stil wees in die huis. Sy sê maar al wat hy doen is hoes en poep en snork en snuif. Sy sê nee, 'n man maak net geluide. So dit is waar vriendinne is baie lekker, want met humor kan jy so 'n bietjie nog vertel van jou man met al sy gerase. Jy kan sê, al julle sal nie glo nie, ek het in my kar geklim en ek het soontoe gery en ek het my hele tas by die huis vergeet, of ek het nie dit gepak nie, of ek voel nou so lekker dik, maar dis gelukkig winter, so ek is lekker warm. So ek dink daai empatie en humor en 'n bietjie samesyn met 'n community van mense wat God dank deur dieselfde gaan as jy. Ja. So ek dink ja, daar is definitief lig aan die einde van die tonnel en ek hou van die konsep wat jy praat van om te vergroot en jy het vroeër gepraat van self-expression en dis vir my baie mooi as enigiemand self-express. As ek iemand sien met pers hare, dan dink ek, wow, dan kudos. As ek iemand sien wat getatoeëer is van kop tot tone, sê ek, good for you. As vroue en mans enige meer self-express, dan voel dit vir my, hulle is op die regte pad. So ja, wonderlik. Ja, want ek voel ten minste probeer hulle. Jy weet, hulle is besig om daardie te eksploreer. Dis En teenoor die ander wat hulle self grys maak en al hoe kleiner maak. Maar as jy so praat oor die vriendinne, jy weet, dit is tragies van die man, want jy weet, ek kry hom ook jammer van, ek verstaan wat gebeur, jy weet, met 'n man as hy in daardie spasie, want ek is nou al lankal aan die ander kant van daardie equation, van verby midlife, en dan dink ek net, dis so behandelbaar, daardie grommige, brommende. Is dit ook hormone? Of is dit Ja, deel daarvan is 'n groot deel is vir hormone. Jy kan nie glo hoeveel mans stuur ek om hulle testosteroon te gaan toets nie, maar selfs jong mans in hulle 30's. So net soos wat ek geleer het om sensitief te wees vir hormonale veranderinge in vrouens en sê, wag, ek dink jy moet gaan kyk wat biologies hier aangaan, want hierso is ook iets aangaan. Selfde heilerigheid, selfde in die grond gebeur met mans. Jy sien ons moet maar vir hulle ook 'n klein bietjie Hulle moet hulle eie pot gooi, man. Ja, jy weet veral mans hierso van 55 aan, testosteroon duik in die hek en dan is hulle nou baie brommerig daaroor. Jy weet, maar jy weet, daar is allerhande goeders wat hulle kan doen, ook om hulle self te help, maar ook, ek sê ook altyd met antidepressante, dis 'n last resort, dis die laaste ding wat jy doen. Jy moet eers gaan kyk of jy nie jou verhouding met jouself en met jou wêreld soveel beter kan maak, dat jy sonder dit kan gee, want ek sê altyd, ons verantwoordelikheid is om ons biochemies op 'n goeie plek te kry. En soos wat jy ouer raak dit moeiliker, maar dan moet jy harder werk daaraan. En dis reg eet en oefen en die vriendinne, die lag, die sosiale interaksie. Daar's 1000 dinge wat jy kan doen om daai biochemie beter te maak. Nou as jy ongelukkig is, party sisteme is meer sensitief. En jy het medikasie nodig om jou verder te help met angs, met depressie, dan is dit wonderlik dat ons mediese wetenskap vir daai mense dan kan help. Maar dit word heeltemal te veel gebruik. Dit moenie gebruik word as die eerste ding wat jy doen nie. Dit moet gebruik word die laaste ding wat jy doen, nadat jy al hierdie ander dinge gedoen het. Maar Abraham, ek wil nou vir jou vra, jy's nou spesifiek daaroor. As jy nou op 'n happy pilletjie is, né? Ek is op 'n happy pilletjie. Dan het ek nou al gedink, want ek het in COVID het ek oor gedrink. Toe ek agtergekom het, ek lê heeltemal te veel ure net op die bank. Ek is besig net om so, en eintlik hou ek van die stilte en van alleen wees, maar toe is ek eintlik bietjie bedonderd, want toe's almal in my stilte spasie, en almal kyk voeltjies, en dink ek kyk voeltjies, kyk iets anders. Ja. Maar daar het ek deur toe kry ek nou happy pilletjie, en dis nou al hoe lank, dit is al flippend lank. Nou sê ek vir my dokter, luister hier, so ek dink is onnodig, want dit gaan met my goed. Sê wel, dit kan nie skade doen, jy hou aan daarmee. Kan dit skade doen? Of moet ek nou maar altyd 'n happy pilletjie drink? Of hoekom? Jy weet, dit gaan verskil van persoon tot persoon. So ek praat nou in die algemeen. Die hele ding is ek sê, eerste keuse is om nie op medikasie te wees nie.
Moenie medikasie gebruik wat nie nodig is nie, want daar is altyd True. 'n reaksie. 'n reaksie of side effects. Jy weet, en daarom en met antidepressante so goed dit deesdae is daar baie keer 'n bietjie van hierdie gevoel van ek word so 'n keer afgestomp. Okay. En so met ander woorde, Right. ek is nie heeltemal so in touch nie, en dit vat baie keer daai edges van meer kind of emosies wat uitstaan of Ja, dit skerpheid. maak jou oscilloskoop 'n Jy bietjie sien in so, in steede dit- van Ja, so Ja. dit vat jou ook bietjie meer in Ja. daai gryser spasie in eerder as in die meer expressive spasie in. So daarom dan sê ek as ek werk met my kliënte, dan sal ek vir hulle sê, maar jy weet, as ons hier op 'n goeie plek het, kom ons kyk as ons baie stadig dit stop, want jy moet dit baie stadig stop. Okay. En as jy op 'n by 'n psigiater Ja, is, ek dan dink moet jy dit moet met jou psigiater Ek dink jy gedoen moet dit word. weer sê en Ja. sê dis baie belangrik dat mense nie net afgaan en Nee, stop nee. nie. As jou dokter of jou psigiater dit voorgeskryf het, dan doen jy dit saam met hulle, maar oor maande gaan jy stadig af en ek as sielkundige help kyk. As jy dip, dan moet jy weet nee, ek het dit nodig. Maar as jy sien maar ek kan nie sonder gaan, dan is my ervaring dat hulle kom terug en sê vir hulle, "Sjoe, ek voel eintlik nog soveel beter. Ek het nie gedink, ek het vergeet, jy weet hoe ek nou voel." Ja. So Ja, nee, okay, dit maak vir my sin. Afra, maar ek wil nou nog ietsie net gaan vir jou vra. Soveel mense wat ek ken, gaan sien iemand op 'n gereelde basis. En toe op 'n kol het ek nou gedink, ja, nou ek soek nou ook 'n terapeut. Ek soek ook nou iemand. So toe het ek nou so verlede jaar het ek so 'n paar keer net iemand gaan sien. En ek het nie gegaan met 'n verskriklike groot krisis nie. En dit was vir my so wonderlik. Toe sê ek net vir almal, hoor julle moet iemand gaan sien. So ek wil vir jou vra, is dit goed? Wanneer 'n mens voel, jy wil net met iemand gaan gesels, né? Jy hoef nie te wag dat daar 'n vreeslike groot krisis in jou wêreld is nie, of wanneer jy op die punt staan om waar jy voel jy wil van 'n berg afspring nie. Dis goed. As jy dit kan bekostig, en ek weet mediese fondse doen dit nou en sê jy het 15 sessies in 'n maand, gaan sien iemand. In 'n jaar. Dit kry jy in 'n jaar, ekskuus. Kry jy baie keer dat mense net na jou toe kom en sê ek wil net kom uitpak by jou. Is that a good thing? Ja, dit is 'n goeie ding. Die uitpak, jy weet, sal ek vir hulle sê, jy weet, gaan kyk 'n bietjie na, jy weet, kom ons kyk saam daarna. So met ander woorde, wat die sielkundige doen daarso is hy of sy help om te observeer. So met ander woorde, die sielkundige moet jou help met 'n observasie en daardie gereelde teruggaan, weekliks, 2 weekliks of eenmal 'n maand selfs, hou die persoon amper soos wat jy as jy 'n gym instrukteur het, hou jy jou basies op jou tone. So jy gaan terug na daai eerste beginsel van dis die 4 goed wat dis jou huiswerk. Dis wat jy observeer, Ja. jy weet, en want ons raak so vinnig val dit maar net in die onbewuste in en dan gaan ons net deur hierdie patrone. So die sielkundige kan jou help om uit daai patrone te kom. So ek sal sê 80 en nie 90% van my kliënte nie is nie depressief nie, is nie angstig nie, is nie in 'n tans in 'n verhoudingskrisis of enigiets nie. Hulle kom terug vir die observasie, met ander woorde die groeiproses, daai verbreding van hulle Right. lewe. Dis waarvoor hulle daar is. So dit my nou dink aan 'n vriend wat ek eendag gesê het, "O, ek sien 'n paar kliënte al vir meer as 20 jaar." Toe sê dan kan jy nie baie goed wees nie. So, maar die hele ding is hulle kom terug want hulle sê die waarde van die groei Ja, is so is so groot dat dit die besteding in tyd en geld die moeite werd maak. En dit is hoekom ek vir mense sal aanmoedig om dit te doen, want dis baie keer waar begin ek, jy weet, en jy weet, en ek sukkel om myself te sien in hierdie dinge. So jou sielkundige is 'n spieël wat vir jou help om eers in te kyk en dan later dan internaliseer 'n mens daai spieël dat jy jouself kan sien. So dis 'n Dit is altyd 'n oorgangsperiode. bietjie van 'n stigma as jy nou, jy weet, na 'n dokter toe, 'n kopdokter toe gaan, 'n shrink. Maar ek dink deesdae Ek is het dit minder, al nee. meer, ek dink dit al Ja. meer gebruikstaal geword en maar jy laat my ook nou dink, 'n dokter het eendag vir my vertel, 'n pasiënt, 'n ou het hom ook gebel net om 'n verwysing te kry. Toe sê dokter, sy naam is Corrie Kroon, vreeslike oulike ou. Hy sê dokter Kroon, jy moet vir my help.
dit gaan nie goed met my nie, ek wil baie dringend met 'n psigopaat praat. Maak net vir my af oor 'n psigopaat. Wel 'n interessante sessie is. Ek dink nou net aan ek meen sielkundiges kom nie goedkoop nie en dis nie al die mediese fondse wat betaal nie en ook jy moet geklassifiseer word dink ek as daar's 'n spesifiek jou sielkundige moet deur 'n proses gaan. Wel, jy moet geregistreer wees, by jou mediese fonds. Ja. So dis nie outomaties nie mense. En nou dink ek net aan mense wat miskien in die platland sien, die sielkundiges is ook baie vol. Dit is moeilik om baie keer 'n sielkundige in die hande te kry. Ek gaan nou iets kontroversieel vir jou vra. Baie mense begin nou vir my sê, baie doen dit saam met hulle terapeute, dat hulle gebruik AI, so hulle praat met ChatGPT en sê, of met Claude, wie hulle ook al gebruik, en doen ook 'n bietjie werk daar. Ja. So ek wil vir jou twee vrae vra, is dit okay, nommer 1, veral as jy nou sê maar in die platteland bly en jy kan nou nie ry nie en jy wil ook hê jou man moet noodwendig weet jy gaan nie of daai tipe goed. Tweede ding is, wanneer moet jy gaan hulp soek? Wanneer is dit regtig belangrik dat jy hulp gaan soek, of by jou dokter of by 'n sielkundige, wanneer jy weet dis gevaarlik. Jy weet, nou begin dinge regtig op uittak. Ja, so daar's 'n klomp vrae daar. So ek sal nou van 'n kant af gaan. So die interessantheid is dat Claude en ChatGPT se verwysingsraamwerk oor sielkunde is fenomenaal. Regtig, dis eers keer wat ek daarvan hoor. Nee. So met ander woorde die kompleksiteit wat hulle kan intrek om jy weet 'n spesifieke situasie op te som, jy weet navorsing en teorie in te trek, jy weet selfs met droomanalise en so aan. So ek het al baie vinnig in my praktyk gesien ek moet basies jy weet dit inkorporeer, want mense sal sê ChatGPT het vir my gesê hierdie droom beteken dit, wat dink jy? So ek het eers gedink van ek gaan baie gracious wees, ek gaan ChatGPT en Claude as co-therapist inkry, toe kom ek agter ek is die co-therapist. So dit is ander. Maar ek dink nie jy kan sielkunde vandag doen sonder om dit basically in te trek nie. My wêreld, ek het nog nooit daarvan gehoor. Maar ek gaan een groot maar sê. Ja. Ek sien daar's 'n tendens wat vir my as sielkundige baie bekommer. En dit is spesifiek met vrouens. Ek het mans wat dit ook doen, maar veral vrouens wat basies al hulle daily pages en hulle gedagtes en hulle drome en al hulle frustrasies en elke argument wat hulle het met hulle man of hulle boyfriend of sulke goeters dan insit op ChatGPT en sê wat dink jy? Nou, hy gaan terugkom met baie insigte. Maar die hele ding is wat hulle nie besef nie, is dat daardie programme so geskryf dat dit nie gaan ding buite die konteks wat jy vir hulle gee nie, en jy gee net jou kant van die storie. Ja. So, en dis 'n verhouding. So hulle verloor die konsep dat dit 'n verhouding is. En dan begin dit skeef te trek. So dit raak van jy's reg, hy's verkeerd. Ja, en dit veroorsaak baie meer. So ek kry hier die reams van briewe wat vrouens skryf vir hulle mans en hulle boyfriends van alles wat hulle verkeerd doen op die mooiste manier denkbaar. Ja, waarskynlik gedraaf deur AI. So empaties gestel, maar die mes is uit. Ja. En dit is vir my so vreemde konsep. Ja, nee, maar dit veroorsaak meer konflik en dit plaas die twee baie meer nog teenoor mekaar. Ja. So, ek sê altyd vir hulle, as julle dit wil doen, doen dit saam. Sit albei se persepsies, se ervarings, se goeders van dieselfde argumente van dieselfde, sit alles van wat julle is in. Dan gaan julle 'n hele ander prentjie sien en dit kan baie funksioneel wees. Maar wees versigtig vir die eensydige, dan jy gaan in 'n echo chamber in wat baie destruktief in 'n verhouding kan wees. Ja, en soos jy praat van die echo chamber, ook jou ChatGPT, sê ek dit reg? ChatGPT. Daai okay, né? Daai een, sê nou maar ons noem hom nou Claude of ek noem hom sê maar Piet Pompies. Ek en Piet Pompies het nou besluit dat my partner is definitief die drol in die drinkwater. Ja. En ek en my Claude, my chommy hierdie kant, ons staan nou saam want ons het nou baie, maar eintlik is dit nie 'n mens nie. Dit is so miskonsepsie as jy dink iemand het jou back. Dis nie iemand wat jou back het nie. Dit is nie iemand nie. Die iemand wat daar is die iemand wat voor jou staan. So daai dink ek is baie gevaarlik om jou beste chommy
jou AI te maak. Ja, jy moet nie dit personifiseer nie. Dis een van die grootste foute wat ons mense doen. Ons personifiseer alles om ons en dan terwyl dit is net 'n data informasie, maar dan gebruik hulle dit as 'n autoriteit. Maar wat hulle nie besef nie, die autoriteit is beperk omdat hulle net die helfte van die inligting gegee het. Ja. Sien, en dis waar die gevaar inkom. So as jy alles gee, kan dit baie interessant wees, maar ek wil net die laaste deel van Melanie se vraag ook antwoord. Is wanneer weet jy moet jy nou met 'n persoon gaan praat? Ja. Jy weet ChatGPT of Claude gaan nou nie jou verhouding oplos nie. Is wanneer jy sien jouself of die koppel val vas in patrone wat oor en oor gaan en julle kom nie uit dit uit nie. Dan het julle daai persoon nodig wat so bietjie die bird's eye view het. So bietjie uit 'n ander hoek uitkyk en sê ek luister na julle al twee en van waar ek kyk is dit wat ek hoor en dis wat ek sien. Kom ons kyk of ons die invalshoek 'n bietjie kan verander. Ja. En daai skuif, jy weet of dit nou jouself is en of dit nou die paartjie is, maak al die verskil. En dis baie keer omdat die paartjie nie al die inligting sê net maar in AI gesit het nie, gaan AI nie vir hulle daai kans gee nie. En selfs buite AI nou, as ons praat van die individu en 'n vrou wanneer so gee net vir ons bietjie so die patrone, ja, vas in patrone, maar sê net vir my soos wat, sodat vrouens wat hierna luister kan dink, ag nee, goeieste, ek het definitief iemand nodig. So is dit as jy baie sukkel om uit die bed uit op te staan in die oggende, as jy die hele tyd huil, jy weet wat is hoe lyk dit? Dit gaan verskil van of dit die individu is wat wil gaan vir hulp. Okay, goed, as dit vir die individu is dat jy voel van ek sit vas. Ek kom nie uit hierdie ding uit nie. Ek bly depressief, ek bly tranerig, ek bly angstig. Alles wat ek probeer reg eet, ek oefen, ek probeer al die regte ding, maar ek voel ek is vas hierso. Of ek doen alles verkeerd. Ja, dit ook. En ek kry dit nie reg. Ek drink te veel en ek slaap Ek is nou al my 10de dieet en dit werk nie. En jy weet al sulke goeters of ek sien ek moet elke aand my glas wyn drink andersins voel dit vir my of die wêreld is onderste bo of al daai tipe van goeders. So ek val vas of jy weet hierdie argumente bly aangaan. Dan het jy daai ander invalshoek nodig. En dit is al wat die terapeut na die spasie te bring. Hy of sy bring 'n ander invalshoek. En dit geld dan selfs vir die paartjie wat en so vir 'n paartjie die rooi ligte is wanneer dit jou 50% en jou 50% is in 'n tug of war. Ja. Jy weet so met ander woorde, julle toutrek daarso aan die gang en dis nou 'n bietjie soontoe en 'n bietjie soontoe en 'n bietjie soontoe en dit vat en dit kan vir dekades aangaan. Dit steel almal se energie. Ja. En almal is moeg. En niemand wil meer saam met julle wees nie want dit is so 'n nare energie om jou te hê. Terwyl die paartjie moet basically sê, hoe dra ons 50% by om iets groters te skep? Om daai kreatiewe derde te skep, wat maak dat ons wakker word en sê, wat gaan ons vandag doen? Wat gaan ons vandag reg kry? Jy weet, jy kan nie glo hoeveel keer ek vir 'n paartjie sê, wanneer laas het julle gedroom saam nie? Dan kyk hulle vir my so en dan van, wat bedoel jy? Jy weet dat hulle vir my vra, wat beteken dit? Dan sê ek vir hulle, ja, so waar droom julle waar julle gaan wees oor 5 jaar van nou? Nee, daai gesprek is glad nie op die tafel nie. Nou hoe kan jy iets bou as daar geen, jy weet, as julle nou sê net maar julle het julle podcast gebou, as ek sê, het julle enige doele of goeders wat julle saam droom wat julle wil regkom? Sê nee, ons het glad nie. Ons donder maar voort hierso. Om dit mooi in Afrikaans te sê. Ja, en dis wat paartjies doen. Dit gaan ons nie werk nie. So life can be so much better. Life can be good and life can be exciting. Op enige ouderdom. Ek persoonlik hou baie daarvan om hierdie ouderdom te wees. Dit is vir my baie lekker en dit is ook vir my lekker, ek het dit al gesê, om bietjie invisible te wees, want dit gee jou geleentheid om uitdrukking te gee aan goeders wat jy nooit nie sou doen as jy dink almal kyk vir jou nie. Ja. So dit gee vir mense 'n bietjie van nou 'n lekker platform. So, en as dit nodig is om met iemand te gaan gesels, obviously is dit baie lekker. Ons wil nie eers vir Abraham laat gaan nie. Ja. Dit is so lekker om te gesels en dit is goed vir 'n mens. En Abraham, ek dink jy het vir ons sulke wonderlike goeders gesê wat ons na kan kyk. Ek hou van daai 4 punte om daai observasie te doen. So dis baie exciting. So life is good. Life is good.
Nee. So op daai positiewe noot dink ek wil ons sê dankie Abraham. Belangrike storie natuurlik, gaan soek hulp. Menopause is moeilik. Dit is baie moeilik. Dit is nie maklik om daardeur alleen te gaan nie. So as jy begin baie emosioneel voel is te swaar, jy's nie alleen nie. Ons almal weet waarvan jy praat. So praat met jou vriendinne, soek hulp, gaan praat, simpatieke dokter wat iets weet van menopause af. Baie belangrik, maar Abraham baie dankie, ons waardeer dit. Baie dankie vir julle, dit was heerlik om saam met julle te gesels. Ons maak weer so. Ja, en net hierna is dit, gaan ons praat oor gatvol vir kook, so bly by ons. Ek skop graag my dag af met 'n heerlike, lekker smoothie met bessies en allerlei lekker goedjies in. Maar die belangrikste bestanddeel vir my is my Probitek prebiotiese veselpoeiertjie. Net een klein sakkie gee my genoeg vesel, glutamien en spysverteringsensieme wat natuurlik wondere verrig vir my darmgesondheid. Wat kan nou makliker wees? En of beter? Dankie Probitek. Cheers! Hallo, Mami, wat het jy hier vir ons? Ja. Dit lyk te heerlik. Frozen for you, julle, dis daai tyd. Dit is mos nou winter, so dis lekker koud en ou soppie werk mos maar goed as 'n mens koud is. En veral as jy nou so op 'n aand by die huis kom en jy's nou lekker moeg en dan is dit maar lekker as jy net so ietsie in die vrieskas uit kan haal en of in 'n pot gooi of sommer jy kan dit net so in die mikrogolf ook sit, jy trek net die doppie op. Sien nou dan. So ons het nou 3 soppe hierso. Ek het 'n hearty beef goulash soep. Daar is die voorkant, dat ek vir julle, nee, hy het nie 'n voorkant nie, hy het 'n bokant mense, maar daar's nog sop in oppas. En Maritza, wat het jy? Ek het 'n chorizo bean en bacon soep. O, yummy, so lekker ryk. En jy, Abraham? Ja, ek het 'n butternut soep wat ek baie happy is oor want ek is vegetaries. So ek is bly om te hoor dat dit vegetariese opsies. Hulle het en dis baie lekker. Kom ons proe mense, hier voor Okay, julle. o, hier's ons lekker amper sê ek bene en hierdie beans. Ek is so lief vir 'n boontjie. Ek love 'n boontjie. Wel, myne is baie lekker. Dis as jy hou van vleiserigheid. Dis sout. Lekker so souterige, ja. Dis so lekker hearty sop vir die winter. Lekker, ja. En joune? Hierdie wil ek weer sê bene. Die Bone. boontjies. Die bone is so lekker en jy weet 'n boon se tekstuur is so lekker. Ek sien lekker worteltjies. Ek sien allerlei ander groenigheidjie ook. Dit is so, hier is ons knoffel in ook. Want dit is net En dan fantasties. die worsie wat daarin is. Ek gaan nou daai worsie gaan ek nou vat. En jy, Abraham? Ja, myne is heerlik. Dit is die butternut is heerlik gegeur met daar's definitief 'n lemoen ondertoon in wat baie lekker is. Wat En dan baie heerlike verdere so amper soos 'n curry wat ook ingemeng is daarmee. So Ek het dit al die gedrink. En daar's ook, ja. wat is cardamom in Afrikaans? Ja, nee, die Cardamom. Nee, ek weet nie al hoe. die speserye Ja. mengsel is Baie heerlik. lekker. Ja, dis en daar's ook 'n bietjie romerigheid daar. Ja, nee, ek Dit is sien baie dit mooi, is julle. 'n coconut cream wat hier Ja. so in is met orange. O, dis maar O, is orange dit? daar kom. Lekker. Ja, baie mooi Ja. En dan net geproe. dan moet ons ook sê dat jy kan lekker sourdough brood by Frozen for you koop. Dit kom in 'n groot brood en is klaar gesny, so jy kan so stukkie vir stukkie afskeer uit jou vrieskas uit. Baie lekker. Sit hom sommer in die rooster en dan jy 'n lekker aandete vir jouself. Baie dankie. Frozen for you. Fantasties. Hierdie is absoluut 'n wenner. 'n Wenner. Abraham, ons vra altyd vir ons gaste wat maak hulle gatvol? Daar's een ding wat my regtig gatvol maak. En ek gaan vir Jung aanhaal hierso. Hy het gesê lekker. volwassenheid is soos om die paradoks te hou. Wat my gatvol Wag. om die Volwassenheid? is om die paradoks te hou. So 'n paradoks is soos om twee kante van 'n saak te sien en dit gelyktydig vas te hou totdat jy 'n sinvolle oplossing kry. Wat my gat vol maak is mense wat na een van die pole toe gaan daaraan vashou
en dink hulle is reg en dan nou basically stubbornly daar vassit. En wat net soort van Ja, nee, dit Is dryf my teen die swart mure of wit? uit. Swart of wit, ja. Nee, en hy het gesê dis kinderlike posisie want hulle wil 'n veilige plek daar hê. So Ja. en dan is daar nou iemand 'n groot induna wat nou vir hulle sê wat is reg en dit glo hulle nou wit en swart. En so daardie onvermoë om 'n volwasse paradoks vas te hou is krap my moer. Hoorie, maar dit is 'n baie mooi ding wat jy daar sê. Hoor, ek hou so van wat jy sê, dis daai bipolêre denkwyse, dis die black or white. En ja, as jy in gesprek is met so 'n persoon, kom jy dan nergens is dit net time out. Ja. You don't even go there. Nee. Maar ek stem met jou heeltemal saam, né? Dit voel vir my sulke mense Ja. tot hulle tot beter insig te kom. Ja, hoe beweeg julle daar na die middel toe? Julle ouens, dit was fantasties. Ons wil eintlik nie vir Abraham laat gaan het nie, want hy is so 'n lekker mens. Ons wil eintlik gehad het ons nou nog baie lank kuier en daar's nog baie wat ons oor kan gesels. Maar Melanie, ek dink dit was so interessant en ek hou so van wat hy gepraat het van selfwaarneming. Dit is 'n konsep wat ek nog nooit eens aan gedink het nie. Jy weet, mense is nooit te oud om te leer nie. Nee. En ek hou baie daarvan. Ja, dit was baie lekker. So ja, Maritza, ons sien julle weer binnekort. Onthou om met ons in kontak te kom as julle wil. Ons is op Instagram, ons is op Facebook. Julle kan ook vir ons e-pos stuur by info@grysengatvol.co.za. En ons hoor graag van julle ook daar. So ja, tot volgende keer. Ek wil net ook voordat ek Kobai sê, julle ouens, doen vir ons die ou groot gunsie. En daaronder op jou skerm of op jou foon, druk elke keer vir ons 'n like asseblief en subscribe. Julle sal nie weet hoe baie daai klein dingetjie wat jy doen vir ons beteken nie. Dit uit te waai met ons sustainability en of ons sal kan aangaan met hierdie program. So asseblief ondersteun ons van julle ouens wat dit wel doen. Baie dankie. I thank you en ek sê ook dankie vir jou Melanie en ek sê dankie ook aan ons twee lieflike borge, Frozen for You en Probitech. So ja, en dankie vir julle almal wat saam luister en wat vir ons 'n oulike boodskapie stuur. Ons waardeer julle eindeloos. Dankie. Hierdie potgooi is slegs vir inligtingdoeleindes en nie om mediese advies te gee nie. Indien iets jou bekommerd of nie reg voel nie, raadpleeg asseblief onmiddellik 'n mediese praktisyn.